In en om tuinroete word met trots geborg deur Dynamis Properties. Break it down. So ek en Althea ruil gou plekke en ek gesels met oom Riekie. Oom, baie welkom weer. Oom, ek en oom gaan nou gesels oor een van die, wat ek sou sê, die lekker aktiwiteite is hier op die plaas. En dis die 4x4 baan, want dis nie net 'n 4x4 baan nie. Dis 'n sandduin 4x4. Ja, Hoe lank het oom hulle dit nou al? ja, ons het dit seker so, ek dink so 22 jaar wat hy nou soort van die 22 volle jaar. lengte is. Ja, ons het hom miskien al 23 jaar wat eerste keer begin het. Maar nou nie die volle lengte wat hy nou is, ons nog 'n bietjie langer geraak en ek weet daarom nou so Ja. 23 jaar wat ek sou sê wat hy ten volle operasioneel is, as mens dit so kan noem. En dit beteken dan ook dat oom hulle het seker daarom nou al wat 'n soort 4x4 voertuig wat bestaan, het oom nou al gesien hier op die plaas. Ja, nee, ek dink nie daar is een of ander maagsel of soort wat nog hier was nie. Ek het seker almal alles gesien al. Ja. So, maar kom ons begin eers. En ek gaan vir oom vra, hoe lank is die baan? Hy is so ongeveer 16 km lank, maar ek moet hom nie eintlik sien in 'n kwessie van die lengte nie, want jy weet, die 16 km klink nog maar nie ver nie, dit is nie baie lank nie, maar hy vat jou so 2,5 ure, 3 ure om dit te ry, en as jy konvooi is, kan dit vir jou selfs nog 'n bietjie langer vat, afhangende watter tyd van die jaar, hoe droog dit is, hoe warm dit is, so dit kan 'n bietjie tyd vat. Nou die konvooi waarvan oom nou praat, ek het nou saam met julle 'n bietjie gaan ry, so ek weet nou dat jy nou 'n paar voertuie en dan kry elke voertuig 'n beurt om 'n sekere aktiwiteit te doen. En dit is nou seker wat oom nou bedoel, dit is nie net 'n reguit baan wat hulle ry nie, maar daar is sekere punte wat jy stop en dan doen jy uitdagings. Ja, dit hang maar van die gids self af, wat hy ek gee maar vir elke mensie, hy weet sy kliënte, hy lees hulle nou maar en dan besluit hy, hoorie, hier kom, lyk vir my, hulle, dan gaan van die ouderdomsgroep van jou mense ook, weet besluit, hy soek baie uitdagings, ander sê nee, hy wil iets rustig ry, hy wil nie natuur skoon en die mooi geniet, hy soek nie, om te kyk wat 'n bult sy kar kan oploop nie. Ja. Nou hierdie baan gaan letterlik reg by die strand verby. Ja. Ry julle ooit op die strand? Mag Nee, jy? nee, dis onwettig, jy mag op die strand kom nie, nee. Jy ons tog borde opgesit, ek meen, jy kan op die strand opkom, as jy daar gaan stilhou, kan jy strand toe stap, dis by die see, maar ons sal nie laat voertuie op die strand kom, Ja. dit sal. Maar jy kan gaan piknik hou. Jy kan jou piknik, jy is by die see, as jy stop piknik, jy is letterlik 30 meter van die see af, so dit Oom, ek het 'n ding wat vir my baie lekker was toe ek saam met een van julle gidse gery het, is dat dit lyk amper, ek sou dit amper beskryf as 'n volwasse 'n sandput. As mense dit so kan. Daar's een plek wat ons geparkeer het en toe kon hulle lekker rond gejaag het. Ek weet van waar jy van praat, ja. Maar daar was eintlik, daar was 2 plekke gewees. Daar's so twee eintlik 3 sulke plekke wat jy nou so 'n bietjie wat 'n bietjie van 'n uitdaging, redelik uitdaging het wat jy nou maar gaan kyk wat jy nou kan doen, Ja. so. Gaan dit oor spoed op hierdie baan? Nee, ek wil nie, ek gaf my, nee, jy kan nie, jou risiko raak net te groot as jy begin met mense met spoed te goed, ek verkies nie, ek sê altyd vir mense, ek verkies die natuurliefhebber, bo die ou wat kom, ek wil nie, dis nie 'n kwarigat wat jy kom maak wat jy wil nie, dit gaan nie werk nie, dit pas in afval nie, dit pas nie in by die omgewing nie, en nee, en dit is te gevaarlik, ek meen, jy, kom ons dink as 'n kliënt seer kry by jou wat so. Dis waar. Oom, sê vir my, het iemand al vasgesit wat hulle nie kon uitkom? Nee, gebeur gereeld. So julle is voorberei om daai manne uit te kry? Is voorbereid om hulle uit te haal, ja, ek het dan, die eerste geval is dat mense verdwaal, baie keer oorval die mis hulle, of alles het begin te donker raak. Ek het nou eendag ek mense amper die 11 uur se kant uitgekry agter wat ek moes hulle gaan soek en later dat bel my en verduidelik vir hulle, maar hulle kon net nie uitkom nie so. Ja, as iemand nou wil kom deel wees van so 'n
konvooi dan byvoorbeeld. Want ek neem nou aan as ek so tussen die lyne lees en ek kyk na wat ek gesien het toe ek saam met oom hulle gery het. Dis nie net groot mense wat ry nie, baie keer is dit van die kinders ook wat 'n kans kry om te kan bestuur. Ons gee Meer sekere die jong mense, ja, die tieners. ja, wat nou ons sal vir hulle kans gee onder toesig van hulle ouers. Op 'n plek sal ons vir hulle kans gee om te ry, maar ons kan nie byvoorbeeld dat hy nou dieselfde reëls geld maar basies hier ook as wat op die publieke paaie geld. Maar daar is plekkies, enkele plekkies as ek sê onder ouers se toesig wat hy dan nou maar bietjie kan voel hoe dit As die pa nou byvoorbeeld sy seun wil bring om te leer om dit oefening te kry. Dis reg, ja. So en dit is baie gesinsvriendelik ook. Is gesinsvriendelik, ons probeer dit maar 'n gesinsding hou. Ek is altyd meer gerus as die gesinne kom, jy weet so. Ja. As die nou wil nie byvoorbeeld hier so nou 'n ramppartye of sulke goed, ek sien baie maal oor dit nie so. Ja, nee. Nou wanneer het oom hulle hierdie konvoë? Wanneer is wat julle gewoonlik groepe uitvat? Deur die week, naweke? Ja, kom dit sal naweke wees of dit sal naweke wees, maar slegs op versoek as daar mense is wat twyfel, wat sê hulle is heeltemal hulle het geen ondervinding nie. Hulle wil graag saam met iemand ry, of ek sal saam gaan of ek sal iemand reël. Een van die gidse reël en vir hulle vra om die mense deur te vat. Maar Desember maande, omdat hier so baie mense is en die plek baie gewild is, kan ons moet Desember maande moet ons dit georden doen saam met gidse. So ons begin 7:30 in die oggende en elke 2 ure gaan daar 'n groep in saam met 'n gids. Okay. Jy kan net nie mense toelaat dan anders gaan dit almal gaan op hoop aankom 9 uur, 10 uur by aankom. Ja. Jy moet die mense versprei om So hulle moet bespreek. Hulle moet bespreek, verseker hulle moet bespreek, ja. Iets wat ons nou ook nie gedoen het net, maar nie wat miskien belangrik is, wat jy miskien so nou kan noem, is dat hier kom nogal baie motormaatskappye en selfs buitelandse maatskappye, maar die BMW's vra vir hulle, hulle toets al jaar vir jaar, skelf op 3 jaar kom hulle met die BMW's en die prototipes kom toets hulle hierso nie. Oom, verskriklik dankie dat ek met oom kon gekuier het oor hierdie heerlike baan van julle. Ek sal nie omgee om weer te kom ry nie en julle moet ook kom saam ry. Kom toets jou vernuf hier op hierdie 4x4 baan hierso by Vleesbaai. En kom kyk of jy dit kan regkry op die sand. Oom, baie dankie. Dis reg, Jacques.